Okay, hierdie goed hoor ou gewoonlik op 'n begrafnis. Ek wil dan almal dankie sê en vir die Crucified mense wat hier is. Ek het so net iets geweet en nou weet ek alles van die dag. En dankie Sofie vir die 55 en die verduideliking daarvan. Dit is wonderbaar. Ek wil net iets noem. Hierso sit almal wat nou hier is betrokke of het te doen met wat ons mee besig is en ek praat en ek leef wat ek doen. So vergeet nou gou die verjaarsdag. Ek het 'n getuienis wat ek wil gee. Amen. Ek dankie vir almal wat vir my lief is hier te doen. Groot stilte op my plaas. Ek wil net vir Jaco en Annemarie ook baie dankie sê. Kan Jaco en Annemarie staan net so op dat hulle julle sien gee hierdie twee mense 'n hand. Hulle is van ons stigterslede en jy sal nou in 'n minuut of twee uitvind waaroor ek dit sê. Vir 5 jaar, dankie Jaco, het hulle saam met ons gestaan en natuurlik die res hier voor my se kragtige, pragtige mense wie ons baie lief is van Farid Crucified. Almal so dag is, kan ek nou nie maak nie. Maar toe ek 50 jaar oud word, kon ek nie 50 jaar oud word nie. Ek gaan nou praat soos pastoor Dion Gerber nou my nou een van my jy gaan jouself nou hand gee, presies 5 jaar terug kon julle nie, jy kon doen wat jy wil, maar jy kon nie saam met Chris Marks hierdie partytjie hou nie. Kom aan, dink gou. Gee jouself hand, jy sê hop. Ek was op my 50ste verjaarsdag, toe ons in die kern van COVID. En die beste wat hulle daai dag kon doen, ek dink ek het my pa ingesmokkel met die hoop hy kry nie COVID nie, ons moet hom groet nie. Verskoon dit. En 'n chocolate koek, dis hoe ek het, en ek sê vir haar, ek kon nie offisieel my 50ste verjaarsdag gaan nie, so ek het op 49 gaan stil staan. En nou het sy hierdie ding gaan override met 'n 55, want ek is die ou wat hierdie partytjies die goeders doen. Ek praat eerder oor goede ons praat eerder as pastoor Dion hulle is, dan praat ons sake. En pastoor Stef hulle, as vir my groot voorreg om pastoor Stef ook hier te hê. Ek praat soos ek dink, en dit is gewoonlik teen mekaar. Dit is my groot voorreg om Gert Pretorius, sy pragtige vroukie op hier te hê. En dit wat ek graag wil noem, op 50 sit ek met 'n erkende pastoor en eet, en ons het begin met hierdie saak. En hy sê vir my aan tafel, baie negatief, hy sê vir my, hoe is dit dat jy op 50 van koers verander in jou lewe, kan jy tel? Besef jy, dit is 'n verskriklike, ons het heeltemal van koers verander, is 'n new season wat ons gekry. En ons het net begin met Farid Crucified. Hy sê, het jy uitgewerk, jy het net soveel jaar oor. Hoe gaan jy 'n deurbraak maak? En op daai oomblik, ja, jy kan dit nie glo nie meer, ja. Dis nou man wat my motiveer. Hy moet ons vir my sê, man, al lieg hy, sê net vir my. Doen nie dit, nee. Ek sê toe vir wel, maar dis wat ons gaan doen, en ons kry die gebou, ek dink meeste van julle is vertroud met die gebou wat ons het. En ek wil net eers sê, pastoor Dion Gerber en Errol, baie dankie dat julle, ek beskou ook die vriendskap soos jy dit genoem het. Dit was grys as, behalwe my ouers, was julle, nou moet ek silverhare, wat ons bygestaan het. Everin is die die dogter van pastoor Ernst van Rooyen en pastoor Dion die seun, en ek het 7 jaar saam met 'n godsman skouer aan skouer gewerk en ongelooflik baie geleer. En op hierdie ouderdom, net daarna toe het COVID. En die Here, en ek sê vir die Here, is vir hom Crucified in die plan en in die wil van God. Want 1800 independent kerke maak op daai stadium toe. En die Here sê vir my, jy sal weet, jy is in die plan en die wil van God, as jy sien hierdie ding werk. Dis al wat gaan gebeur. En vir die wat weet, ons sit daar in Meipel in daai pragtige gebou, maar die location is heel interessant. Kom ek noem dit so. En ek sê vir pastoor Betty, ons sal iets moet doen om die ding aan die gang te hou. Op daai oomblik eet ons net 2-minute noodles. Wat my pa nou hier vertel het, is 'n magtige getuienis van 'n groot verlede wat ek gehad het. En ek het in die mielielande geland, soos die helikopter so. En nou sit ons en eet 2-minute noodles om aan die lewe te bly. En ek sê, Here, wat moet ons doen? Want ons wil gemeente bestuur. Hier sit pastoor Treis, maar hy verstaan die intensiteit van gemeente. En nou is dit COVID. En die Here sê vir my ding wat Chris Marks se trots absoluut breek.
Hy sê vir my, jou vrou kan 'n trekklavier speel. En Samuel het dit so mooi neergepen toe ek daai ene genoem het. Ek sê, Here, nee, moenie dit sê nie, want ek sien op Facebook hoe pastore praat. En pastoor Stef is 'n godsman op Facebook. Hy is deel van ons net, hy het sy eie net, 'n kragtige netwerk van 75,000 followers. Maar wanneer hy praat, luister die mense as hy praat. Mense luister nie as ek op Facebook praat. En die Here sê vir my, begin jou bediening uitleef. Ek sê, Here, ek sien Pinksterkoortjies. Hier's Naomi en Pieter, pastoor Pieter. Bly om julle te sien. Ek sê, ons Janer is Pinksterkoortjies. Ons sing, dis waar, hoe ek weet, dis waar, dis Pinkster. Ek sê, ons sing daai goed, man. Kyk broer, jy verstaan hy slaan. Jy verstaan hy slaan. Waar is die manne wat weet het? Wat gooi olie, gooi olie. En pastoor van Deventer hulle verstaan nou waarvan ek praat. Ek sê, Here, Chris Marks gaan nie daai ding doen nie. Die Here sê vir my, ek sê, maar ek moet 'n gitaar hê, maar ek's te arm om 'n gitaar te kry. Ek het geen gitaar. En in die kompleks waar iemand vir ons in 'n dubbelgarage laat bly. Ons bly in 'n dubbelgarage. Kom die ou na my toe, sê hier's 'n meisietjie wat sy pa gitaar vir haar gekoop het, so blou gitaartjies. Maar jy weet hoe kinders hulle kry nie goeie leer hulle nie. En die man druk so blou blou gitaar by hom. Ek sê nee, Here, nee. Die Here sê vir my, sê vir jou vrou, gryp hy trekklavier die gitaar. Ek leef vir die eerste keer wat luister, die pastoor Stef, ek het nie geweet hoe werk Facebook eers nie. Ek is nie 'n netwerk ou nie. En ek sê vir die Here sê ons moet hierdie ding begin sing uit die sitkamer. Ek sê as jy die live knoppie druk, wat beteken dit? Sy sê dan gaan jy lewendig op die lig. En dan kan almal jou sien wat gesien moet word. Ek sê so ek is soos Rian Kruiwagen as hy die nuus het. Sy sê jy so. Ek sê ek hou daarvan, maar ek gaan nie dit doen nie. Ek wil soos Jimmy Swaggart lyk. Daar moet mikrofone wees, ek wil agter 'n klavier sit. Dan moet die Here sê vir my, sy gryp die trekklavier, jy gebruik hy blou gitaar. En ek sê vir die Here, okay, ek sal dit doen. Wat my plan is, ek wil vir die Here wys, ek gaan die ding in die Mielielande injaag. So ons gaan sing, dis waar, hoe ek weet, ek sê vir ons sing 100 maal oor. Dis waar, sy gryp die trekklavier, ek gebruik die gitaar akoestiek en ons begin sing, dis waar, hoe ek weet, dis waar. En ons sing nog 'n liedjie, gooi olie in die lamp van my, en julle sal nie glo wat word ons treffer nie, daar bo in die hemelse kamer, ontmoet ons mekaar, met Jesus ook daar bo in die hemelse kamer, ontmoet ons verseker mekaar, as jy daar kom voor ek daar is, kyk hy vir my, ek kom gewis, daar bo in die hemelse kamer, ontmoet ons verseker mekaar. Kom hier. Dit word ons hier. Dit word een van die iets. Maar ek besluit, ons gaan Mielielande toe met die ding. Ek wil die Here wys, die ding gaan nie werk nie. Toe ons die eerste uitsending doen, toe sê die ouens, nog, dis COVID, nog. En die ding hardloop en die ding beweeg en ek sit by die trekklavier met die gitaar en die trekklavier. En die Here begin ons in die media stelsel inbring. En op 50 sê die pastoor vir my, jy's amper te laat vir 'n volgende direksie in jou lewe. Jy moet maar vrede maak met gaan heen met 'n gemiddelde lewe. Ek weet niks van media nie en ons begin 2 jaar terug, Jacques sal nog onthou, en die wat by was 2 jaar terug, lang storie, daar's baie verhale. Dis wat doen daai ding, nooi ons, dan kom bied ek en ek vertel hierdie getuienis. My pa het julle vertel, ek het 'n getuienis om te vertel waar ek was, hoe ek geval het en hoe die Here opgetel het. Ek sê altyd as die Here Chris Marks hier kan hy waar hy nou is, kan hy jou 'n koning maak. Letterlik, ek hoor, jy kan koning Charles se troon gaan vat. Want as God in 'n paar jaar kan doen wat hy vir my weer gedoen het, kan jy maak. Vergeet jou ouderdom, vergeet jou season. Ja, maar ek is te oud of ek's jong. God kan vir jou magtig groot dinge doen. Dit wat sê dit wat die springkaan van jou geroof en gevreet het. Gee God vir jou nou terug. Wat sê hy? Hy vermenigvuldig dit. God kyk nie na tyd, ons kyk na tyd. En 2 jaar terug sê ek ons gaan ons media lig, ons begin op 1700 followers. Op pastoor Stef gaan nou hierdie ding nou mooi verstaan wat ek sê. 1700 followers en ek begin regtig aandag gee. Ons kry al die masjiene en dis hier waar ek vir Gert baie dankie wil sê. Gert Pretoria, wil nie net opstaan en almal lees nie. Daar's sy pragtige vrou. Amen.
Baie dankie Gert. Hy het letterlik uit geen kostes het hy ons kom help om ons setup ten die laagste koste wat jy kan kry reg te kry om musiek te maak en te bedien, laat ons ophou akoestiek wees en laat ons half professioneel klink. En ek dink hy het grys hare gekry met ons en want ons het niks geweet van die goed nie. En ek sê vir ons kosbare gemeente, ons gaan in 2 jaar kyk of ons nie media erkenning sal kry nie. 1700 followers op For Him Crucified page. Nou hier kom die gedeelte waar uit my so eenvoudige verjaarsdag wat ons vandag het, want ek voel ek wil net motiveerend vir jou iets sê. God gebruik wie hy wil, wanneer hy wil, soos hy wil. Vergeet tyd, vergeet ouderdom. En ons sit met 'n pragtige maar klein gemeente en die Here voorsien hy gebou wat ons het. Ek sê Here, maar niks maak nie sin nie. Ons kan nie hierdie plekke laat groei met massas mense nie. En die Here vra vir my, hoeveel mense wil jy bereik? Ek sê Here, ag ou Ray McCauley het Rema, hy het seker 7-8 000 mense, lewende woordpraat van 5, ek hoor van ander ouens wat 12 en 10, ek noem al die mega ouens hier in Suid-Afrika. Die Here sê vir my, wil jy nie meer bereik? Wil jy nie groter gaan? Ek sê Here, die ou plekkie wat ons hier het, ons gaan nie nou die ding kan doen nie. En God sê vir my, ek wil hê jy moet kyk na 'n groter megasaak. En ons begin 2 jaar terug met vanaf 1700 followers en laas jaar, later jaar, so hou ek 'n saak, toe staan ons op 13,000 followers, wat ons in 2 jaar teen 'n lae budget maar ons moes insit vir dit. En die views hardloop alreeds omtrent so op, nou hier sal pastoor Stefan weet die moeilik ouens wat, jy kyk na jou dashboard, en ons hardloop omtrent op so 500 000 views per maand, wat ons hardloop, en ek sê in die geloof in die sakedag ontbyt, ons gaan hierdie ding na 50,000 aan die einde van 2025. Ek kyk nou vir pastoor Stefan, want ek en hy praat toevallig oor een keer wat hy by ons opgetree oor hierdie media sake, sal ons 50,000 sterk wees met For Him Crucified. Hoor my mooi, vat hierdie vat het huis toe, eet lekker en dan vat jy hierdie huis toe. En op daai oomblik toe ek het sê, toe begin ons na 1 miljoen views toe, met 13-14,000 mense, dis mikro, die alles nou nog is mikro, maar ek vertel vir jou wat God kan doen, as jy gefokus in die koninkryk van God kan wees. En ek sê vir die sakemanne wat daar is, en bywoon, ons plan is om einde van 2025 50,000 followers te hê met moontlike omset van so 1,1 miljoen viewers per maand, wat ons vooruit. En net na dit gedoen het tussen 2025 en Januarie sê ek vir die Here, hierdie is 'n intense saak, ek is dom met die goed, dis net Gert verstaan hierdie goede, maar ek is nie so, en ek verstaan ons genre, ek verstaan ons stelsel nou in Suid-Afrika. Wil ek moet in die media intens bly, of moet ek begin split na ander dele toe, en minder, ek het sy baie planne. Ek sê, maar as ek intens tot die media moet bly toetree, wil nie vir my bevestiging gee, dat ek by die media my fokus moet insit. Hoor mooi, 'n week later, toe bel 'n kosbare dame Talita van die Juffrou, ons van Sielskos, wat 126,000 followers op het. Sy het 8 jaar hard gewerk om hierdie ding organies te groei. En sy weet 11:15 die aand lei die foon. Hoor mooi, is toe in die jaar wat ek 55 word. In die jaar wat ek 55, soos my suster Soekie gesê, bel sy ons en sy sê, ek dink eers iemand is hier, want dit is al hoekom jy voor 11:15 die aand lei. Come on, ouers, as my voor 11 die aand lei, sê ek vir antwoord eers môre. Dat ons net hier die nag. Dan kan ons môre weer, en die foon lei weer, en sy sê, en sy antwoord, van die naam is nie lekker op die ding. En aan die kant is Talita, en sy sê in kort, lang storie kort, sy sê, ek het na alles gekyk, ek het na Suid-Afrika se bestuur van vermoëns gekyk, hoe gospel pages bestuur word. Sy sê, die Here het vir my gesê, 'n week nadat ek vir die Here gevra het, ek soek 'n bevestiging oor hierdie media stelsel, want ek kan nie in die lig hang. Sy sê, die Here het op my hart gelê, ek moet 'n kerk by julle plant. Ek tog, heerlikheid, gaan ons skuif uit my wil uit na 'n ander plek toe, enige tyd. Ons moet 11 uur die oggend begin. Wie begin 11 uur die oggend kerk hou? Mense begin 9 uur die oggend. Almal,
ons moet morgenoggend 9 by Kriel meet. Sy sê nee, ek plant 126.000 mense, 'n kerk van 126.000 mense by julle. Die Here sê ek moet hom net so vat en vir julle gee. En ons vat daai hele stelsel. En hier kom dit nou in die week wat verby is. Toe ons op oorneem, toe is sy viewers per 28 dae per maand omtrent op so 35.000 views per maand. En ek sê Here, as hierdie saak regtig, ek is soos Gideon, regtig nou van U af, moet hierdie ding groei. Ons sit met 'n myn, die grond is daar, alles is daar, ons moet in myn. En ek sê dan moet die vermoë per maand groei op hierdie stelsel. En hoor mooi, 35.000 is 'n maand en 'n half terug. Is 'n maand en 'n half. So ek glo oor 'n jaar gaan jy hierdie dag onthou, soos die Here gaan werk as die Here ons lewens pas. En ek sê Here, gee my bevestiging in getalle dat ons saak werk. Want dit moet werk. Dit help nie ek sit net goed op en dit werk. Ek is nie pastoor Stef nie. As daai man praat, dan rol die sake. Here het hom gebless met 'n kragtige netwerk met hom. En ons begin hierdie stelsel bestuur en in 'n maand en 'n half begin daai viewers per maand optel, duisende per week. En hier is die getuienis. Eergister, hoor mooi, eergister, toe slaan ons van 35.000 viewers, nou dit is nog mikro, van 35.000 viewers per maand, 1.1 miljoen mense per maand die twee netwerke saam is nou 'n gemiddeld van, dit het donderdag gebeur, dis ons 1.1 miljoen. Die twee netwerke saam is nou 2.1 miljoen mense per maand met die engagement, dit is 'n belangrike een, met die engagement tussen 90.000 tot 145.000 mense per maand wat engage in ons stelsel. Ek weet dit is nog mikro, ek weet ek kan my niks beroem nie, maar God het geantwoord en het gesê, dit is jou bediening, en ek dank die Here vir elke persoon wat betrokke is. Gert, dankie. Daar is nog baie werk, ek gee jou nog 100 keer bel. Daar is nog baie werk hier aan verbonde, maar dit is wat God kan doen in 2 jaar se tyd. Toe ek 50 is en ek maak klaar my daarmee, toe sê die betrokke pastoor vir my, nee, op 50 verander ou nie so van koers nie, jy gaan 2-minute noodles bly eet. Ek het later van gesê, wil jy net vir my die 2-minute noodles meng, dan gekoop jy kreef, prons en kaviaar, en dan meng jy die goed, dat ek net 'n ordentlike pasta kan eet. Dank die Here, vandag is dit nie meer nodig nie, en God sorg vir ons, ons kan nie klaar nie, en ek weet dat die wat deel van hierdie netwerk, die gesamentlike netwerk, die gesaamspan, gaan aan God 'n magtige ding in Suid-Afrika doen. Gee jouself aan, dit is my groot